En dan liedboek 95, wees stil en weet. Romeine 12 vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens, wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Onse Vader in die hemel, dank Here vir die voorreg vanoggend weer as broers en susters, vriende en familie in Christus by mekaar te kom. Dank Here dat ons vanoggend dat U kan kom sing, kan kom leer uit die woord, Here, en U hart hoor vir ons vanoggend. Dank U dat U hier is. Dank U dat U lief is vir elkeen wat hier is. Dank U ook, Here, dat U saam met die van wat nie kon wees nie, dat hulle ook sal beskerm. Gaan nou saam met ons en Heilige Gees werk in elkeen se hart vanoggend. Amen. Kom ons staan saam, dan sing ons liedboek 220 en 286 uit volle bors. Oh
sluit ons die sang af nou met Jeugsangbindel nommer 25. Onse Vader in die hemel, dankie Here dat U nou saam met my gaan, dat ek nie die spreekbuis sal wees en dat U sal praat. Dankie dat U elke hart aanraak, Heilige Gees dat U nie by ons is. Amen. Ek weet nou nie of julle dieselfde as ek voel nie, dis nie te hard nie, julle hoor nie te goed nie. Dis okay, is dit bietjie te hard? Of is dit reg? Okay. Dit klink vir my baie hard in die oor, maar dit is dalk nie ek. Die laaste lied is eintlik so gepas by vanoggend, dat die Here ons moet vrymaak en ons oë oopmaak, dat ons die waarheid kan sien en kan leef wat hy wil. Ek weet nie of van julle dalk laas week ook nie was in die Vadersdag geleentheid nie, het ek gesels oor die gedagte en ons gaan hom nou weer lees uit Johannes 14 vers 16, dat God het vir ons 'n helper gestuur, die Heilige Gees, om ons te leer en ons te herinner aan dit wat Jesus op aarde vir sy disippels geleer het, sodat ons ook kan doen wat hy wil. En ek gaan so 'n bietjie uitbrei vandag oor die gedagte van die helper wat ons het, die Heilige Gees. As jy jou Bybel het en jy wil blaai, kan jy saam blaai na Rigter 6 toe. Anders kan jy net luister as jy gemaklik daarmee is. Rigter 6 het die verhaal van Gideon, wat begin, wat hy vertel dat die Israeliete is in die kloue van die Midianiete en dit gaan sleg en dit gaan moeilik. En die Here hoor vir die Israeliete se geroep, Here help ons. En hy besluit wag, hy gaan sy volk help en hy rig 'n man Gideon op. En ek wil net so 1 of 2 versies lees waar die Here vir Gideon roep. Die engel het aan hom verskyn en gesê, wees gerus. Ek gaan dit sommer vertel, ek gaan eintlik net die einde lees. Die engel het verskyn en gesê, wees dapper, wees sterk dapper man. Gideon het gedink, wie praat jy, ek is nie dapper nie. En toe die engel van die Here gesê, Gideon, ek roep jou om die volk te gaan red. En typies soos ons mense is, sê Gideon vir hom, maar jy verstaan, weet, ek is maar die kleinste in die klas, ek is nie die sterkste nie, ek kan nie eens vinnig hardloop nie, hoe op aarde moet ek na die ouens gaan red? En die engel sê toe, maar moenie bekommer nie, ek is by jou, ek gaan jou help. En toe sê hy, ja, maar waarmee moet ek dit doen? My pa is nou die armste ou in die dorp, ons het nie eens geld nie, hoe kan ek dit nou gaan doen? En die engel sê toe, moenie bekommer nie, ek is by jou. En dan wil ek afsluit, of wil ek lees, waar Gideon toe na 'n lang argument met die engel van die Here, tot sy sinne kom. En hy sê, Gideon het vir God gesê, ek sal weet, dat U deur my vir Israel wil red, soos U beloof het.
as ek 'n stukkie vlieswol op die borsvloer sit, en daar kom dou op die wol, terwyl die grond droog bly. En dit het toe gebeur, toe Gideon die volgende môre opstaan, het hy die stuk wol uitgedraai, en dou daaruit gedruk, 'n hele kom vol. Toe sê hy vir God, moet asseblief nie vir my kwaad word nie, ek wil tog nie 'n keer iets vra, laat my tog net nog een toets met die wolvlies toe. Net die wol moet droog wees, terwyl daar oral op die grond dou is. Daardie nag het God dit so laat gebeur. Net die wol was droog, en oral op die grond was daar dou. Nou maar ons almal ken die verhaal verder, die Here het hom toe gehelp, en hy het die slag oorwin en die Israeliete bevry, maar dit is so tipies ons mens. God verskyn aan Gideon en sê vir hom, ek wil hê jy moet vir my iets kom doen. En hy sê, o nee, ek is nie goed genoeg nie, net nie ek nie, enigiemand anders. En ek wil nou nie te stout wees nie, maar ek dink elkeen van ons wat hier sit, as die engel van die Here, en ek wil nie te teologies raak nie, maar daar is baie teoloë wat glo in die Ou Testament die verwysing na die engel van die Here is Jesus gewees, so ek gaan nou maar so sê, ek dink elkeen van ons as Jesus vanoggend aan jou verskyn, of een oggend in die week wat kom, terwyl jy Bybelstudie doen, of wat ook al, en jy sal leer, en Jesus kom ingestap, en hy kom sit daar, en jy erken hom, en jy weet, dis Jesus wat daar sit, en hy sê vir jou, Leon, ek wil hê, jy moet dit en dit en dit en Baltimore gaan doen. Jy gaan nie dink, okay, nee, ek kan nie, jy gaan, okay, dis Jesus wat sê, hy sal my help, ek gaan dit doen, maar so typies, het Gideon net gesê, nee, ek kan nie, en vir 'n teken gevra, en God het hom die teken gegee, en dan wil ek spring, na nog 'n baie bekende verhaal, waar God vir Moses roep, en vir hom sê, hy het sy skoonpa se lammers opgepas, en toe hy by die berg kom, toe sien hy maar daar is 'n bos wat brand, maar die bos hou nie opbrand, hy hou aan brand, toe hy nader stap, toe hoor hy God se stem, en God sê vir hom, Moses, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. En terwyl hy daar vir die bos kyk, het die Here met hom 'n hele gesprek, wat hy sê, ek het my volk se geween, se noodroep gehoor, ek wil jou gebruik om my volk te gaan red uit die hande van Farao. En wat doen Moses? Ek doen presies wat Gideon gedoen. Hy sê, daar's nie 'n manier ek kan dit doen. Ek is nie goed genoeg hiervoor nie. Enige iemand anders daar buite, asseblief. En hy dink al die verskonings uit wat hy kan. Hy gebruik self die gedagte dat hy hakkel, dat hy dit nie kan doen nie. Nou wil ek graag nou daar in Exodus 4, so 'n stukkie vir ons lees. Maar toe sê Moses vir God, sê nou die Israeliete glo my nie, en hulle luister nie na my, en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Toe vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? 'n Kierie, antwoord Moses. Gooi die kierie op die grond, sê die Here vir hom. Toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang, en Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê vir Moses, steek jou hand uit, en gryp hom aan sy sterk. Moses steek sy hand uit, en gryp hom skielik, word dit weer 'n kierie in sy hand. Toe sê die Here, op grond hiervan, sal hulle glo dat die Here jou God van hulle voorvaders, die God van Abraham, God van Isak, God van Jakob, aan jou verskyn het. Steek nou jou hand in die vou van jou klere. Hy steek toe sy hand in, en toe hy dit uittrek, was dit melaats, so wit so sneeu. Hierna sê die Here, steek nou weer jou hand in jou klere. Hy steek toe weer sy hand in, en toe hy dit uittrek, was dit gesond. Toe sê die Here, as hulle jou na die eerste wonderteken nie glo nie, en hulle nie daaraan gesteer het nie, hoort hulle nou hierdie een wel te glo. As hulle jou na die tweede wonderteken nog steeds nie glo nie, en nie na jou luister nie, moet jy van die Nyl se water vat, en dit op die grond gooi. Die water wat uit die Nyl gevat het, sal dan op die grond bloed word. Dis weer so typies hoe ons mense is.
Die Here roep hom, die Here praat met hom. Hy sê, o nee, hulle gaan nie glo dat ek dit gesien het nie. God sê vir hom, okay, gooi jou hierdie op die grond, dit word geslang, tel dit op. Hy sê, doen dit, as hulle die wonderteken sien, sal hulle glo. Moses sê, nee, dis nie goed genoeg nie. Hy druk sy hand in sy hemd, hom uithaal, sy laat vir hom terugdruk, is dit gesom. En nog steeds sê Moses, Here, ek weet nie, hulle gaan my nie glo nie. En die Here sê, okay, as hulle daai 2 tekens nie glo nie, gooi die water, en dit sal bloed verander. En ons het almal ken die res van die verhaal, dat die 10 plaae het opgevolg. Maar dis weer, het gaan om die gedagte, dat God roep vir Gideon sê hy kan nie. En hy vra vir tekens, en die Here wys 'n teken. En nog steeds twyfel hy, vra vir 'n tweede teken, die Here gee 'n tweede teken, en hy gaan doen en die Here help hom. Dieselfde met Moses. God roep hom, vra vir hom iets te doen. Hy het 10.000 verskonings, al die verskonings afgehandel, kry 'n teken, kry 'n tweede teken, kry tot 'n derde teken. En dis daar wat ek opgewonde raak. En dit gaan nou snaaks klink. Maar dit wys dat wanneer ek met u noodwendig so 'n bietjie hardkoppig is en nie altyd vir die Here luister. God is baie geduldig. En gelukkig het hy meer tyd as ons. So God sê vir jou, raak rustig, moenie bekommerd wees nie, dis reg. As jy twyfel, ek sal die wolletjie nat maak. Okay, as dit nie genoeg is nie, sal ek die wolletjie droog aan die grond nat maak. Ek sal jou hierdie in 'n slang verander, ek sal jou hand gesond maak, ek sal die water in bloed verander. God gee vir ons baie tekens en het baie geduld met ons om ons te help. Dan wil ek net gou 'n laaste derde voorbeeld van 'n groot persoon wat God geroep het en die verskil in sy verhaal met deel. Dit kom uit Genesis 6 en 7, die verhaal van Noag. Ons almal ken dit. God het na die aarde gekyk en hy het hartseer geword, want hy het gesien, dis sleg en vrot, en dit wat die mense doen, is nie aanneemlik in sy oë nie. En toe het hy besluit, daar's een man wat hy gesien het, wat 'n regverdige man is in God se oë. En hy doen aan Noag toe gegaan, en vir Noag gesê, Noag, ek wil hê jy moet 'n ark bou. Die ark moet, ek het laasweek ook gepraat so vinnig oor dit, ek het nou in die week gelees, 135 meter lank wees, 22 meter breed en 13,5 meter hoog. Dis groot. As jy nog nie, ek dink 22 meter is dalk bietjie breed, ek weet nie dalk so breed soos die binne dalk bietjie breed. Maar dis 'n groot ark. En God het vir hom al die opdragte gegee. Dis hoe die ark moet lyk, jy moet hom pik smeer, die nok moet so lyk, die dak moet so lyk. Dan moet jy 7 van elke rein, 2 van elke onreinhede, 7 pare, 2 pare. In die ark sit soveel voëls, jou gesin. En dit om te sê, na 17 dae begin dit reën, so jy het 17 dae oor. Hy het alles gedoen terwyl die mense hom gespot het, en op die 17de dag, toe hy die deur agter hom toemaak, toe begin dit reën. En ek wil net hierdie een stukkie lees. Dit kom uit Genesis 6 vers 22. Nadat God al die opdragte vir hom gegee het en gesê, doen dit. En Noag het alles gedoen, presies soos God hom beveel het. En dit ek nou baie gewonder. Okay, wat is die verskil? Hoekom het Noag nie eers gestop en gesê, Here, ek het nog nie eens 'n kas in my lewe gebou nie, hoe moet ek 'n boot bou? Ek het nie eens vir my kinders 'n kaskar gebou nie, never mind vir my vrou 'n kasie in die kombuis opgesit. Ek kan nie uitwerk doen nie. Hoe moet ek nou die boot bou? Noag het net gesê, dis reg, Here, en hy het dit gedoen. En die verskil vir my, dis dalk bietjie eenvoudig, dis dalk bietjie dun vir van julle, maar dis wat ek in my hart glo. Ek dink is in vers 11, 12, sal 'n hoofstuk staan daar. Noag was 'n regverdige man, wat naby aan God geleef het. En daarmee sê ek nie, Moses het nie vir God geken en gedien nie.
En ek sê nie Gideon het nie vir God geken en gedien. Maar Noag het elke dag baie moeite gedoen, baie tyd vir die Here spandeer, my opinie. Hy het naby aan God geleef. So, die verskil, as ons na Dawid gaan kyk, Dawid het ook in sy hele lewe, elke dag in die veld, na sy pa se skape gekyk, maar terwyl hy dit gedoen het, het hy op sy lier, ons het hom al vandag ken, die taal gesit en vir die Here gesing, en vir die Here gebid, en baie tyd spandeer in God se teenwoordigheid. So die dag toe die leeu, en die beer, en die wolf kom, en die dag wat Goliat kom, het Dawid nie getwyfel nie, hy het geweet, omdat hy elke dag saam met God wandel. God is by hom, God help hom, God sal hom red. So hy het ook net gesê, dis reg Here, ek sal die klippies gaan optel, want ek weet U is by my, en ek weet U help my. En saam met U kan ek dit doen. En dis die uitdaging vir my en U vandag. Ons het laasweek Johannes 14 vers 16 gelees, dat God stuur vir ons 'n voorspraak, 'n helper, om ons te leer en ons te herinner aan alles wat Jesus ons geleer het. En dit klink eenvoudig, dit klink maklik, maar as jy wonder wat Jesus sy disippels geleer het, dis maklik, ons kan net die evangelies gaan lees, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Alles wat Jesus ons wil leer, staan daar binne. So ek en jy het ook toegang tot dit. Maar die vraag wat ek nou het is, okay, maar as, of wat baie mense al vir my gestel het, kom ek dit so, is, okay, jy sê nou God wil hê, ek moet vandag in Carletonville iets gaan doen. Maar die engel van die Here het nie aan my verskyn en vir my in 'n bos wat brand gesê, Leon gaan doen dit. Of die engel van die Here het nie in Ofra onder 'n bos gesit, soos my Gideon het gesê, gaan red die volk, wees sterk, wees dapper nie. Maar die verskil, hulle het nog nie die Heilige Gees gehad nie. En dis die grootste voorreg wat ek en U vandag het. Die voorspraak, die helper, wat Jesus vir ons gestuur het, die dag toe hy opgevaar het hemel toe. Die Heilige Gees sê elke dag vir my en U, ons moet uitgaan en ons moet 'n verskil maak, daar waar ons bly, daar waar ons leef, daar waar ons werk. As jy op die skool is, waar jy skool toe gaan, as jy onderwyser is in die skool, as jy in die bank werk, in die bank, daar waar jy elke dag is, moet jy God se liefde en God se plan vir jou lewe gaan uitleef. Ons het nou begin met Romeine wat sê, ons moet nie gelyk raak aan hierdie wêreld nie. Ek en U het 'n opdrag om 'n verskil te maak, om uit te staan in hierdie wêreld. En dit wat ek nou gaan sê, moet julle my maar vergewe, maar dis iets wat na my hart lê en wat my hart seer maak, want dis hoe ek voel. Dit voel vir my vir baie jare, besluit Hollywood, ek gaan maar sê Hollywood, maar die vermaaklikheidsindustrie, besluit wat gebeur in die wêreld. Die nuutste flieks, die nuutste TV-reekse, die nuutste soutjies, dit gee die toon aan van hoe ek en U moet leef. So daar kom 'n nuwe, dis dalk nou al oud en ek dink julle het dit dalk nie gekyk nie, maar daar het so 'n paar jaar terug 'n reeks uitgekom, Game of Thrones, wat almal op die TV gesê het hoe goed dit is en hoe fantasties is dit. En ek het toe nog in Pretoria gebly, so dis meer as 5 jaar terug wat dit uitgekom het. En toe die ding uitkom, het al my vriende gekoer oor hoe goed dit is en mens moet dit net kyk, want dit is die beste verhaal. En ek kan onthou, ek en my vrou het gaan sit en ons het 3 minute daarvan gekyk, van die eerste episode, van die eerste seisoen. En ek dink daar was ons 10 of 12 seisoene. Ons het 3 minute daarvan gekyk, ons sit ons die TV af, en ons sê vir mekaar, hoe op aarde kan ons vriende hierdie gemors kyk? Dis uit die hel uit, dis nonsens. En wanneer ons vir ons vriende sê, dis maar, kan julle nie gekyk, dis gemors. Ja, maar jy moet net so bietjie verby, daai bietjie sleg en daai bietjie sleg. Die res is goed. En ek dink dit was laas jaar, was daar ook 'n ding wat uitgekom het, wat almal oor getoer het. Kevin Costner het daarin gespeel. Ek probeer nou dink se naam, maar ek kan nou nie die TV-reeks se naam onthou nie. En ek gaan nou baie styf wees, want my eie pa het my gesê ek moet dit kyk, dis baie goed. En dis dieselfde, ek en my vrou het al 'n episode gekyk van dit.
Dit gaan, ja, dis Amerikaanse reeks, dit gaan oor die dag en raams. Ek kan nou glad nie die ding se naam onthou. Yellowstone, dis die ding se naam, Yellowstone. En dis goed. Ons het 'n halwe episode gekyk en het ons afgesit en het almal gesê nee, die eerste episode was sleg. Het ons nog 'n episode gekyk, maar daarna ook besluit, is bietjie rof en wild vir ons. En soos ek sê, my eie pa het gekyk en sê dit is so goed. Weet, volgende net weer daai stukkies. En dis iets wat my, so ek besef, dis nie verkeerd om dit te kyk nie en wag te kyk. Maar dis die punt wat ek wil maak vanoggend. Doen ons wat die wêreld sê ons moet doen? Of leef ek in die regte God se wil en God se hand? En glo my, ek is al alles behalwe perfek. Ek maak daagliks baie foute. Maar die verskil tussen om foute te maak elke dag en dit net onder die mat te vee en om wanneer jy fout maak, en sê Here, ek het nou droog gemaak, vergewe daar, vergewe my vir dit. En dan môreoggend as jy opstaan en sê Here, help my, Heilige Gees lei my, dat ek nie daai selfe fout weer sal maak nie, maar dat ek vandag sal kies teen dit en vandag U naam kan verheerlik deur dit wat ek doen. En dis regtig my poging, ek val meer as een keer 'n week daarin. Maar om so te leef, dat ek nie doen wat die wêreld sê ek moet doen. En dis wat ek nou wou sê, dis vir my so hartseer, dit voel vir my, die kerk van vandag, en dis al meer as 10 jaar, die kerk is so hard besig, om agter die wêreld aan te hardloop, om relevant te bly, om vol te bly, want die wêreld bied vir mense so mooi, lekker prentjie. En ek dink die dag as die kerk, en laat ons nou maar eerlik wees, ek en u is die kerk. Die dag wat die kerk ophou om agter die wêreld aan te hardloop. Deur ligte en rook in kerke te sit, deur groot orkeste in te sit, om die diens lekker te maak, sodat die mense sal kom. Maar die dag wat ons al daai nonsens stop, en wat ons regtig weer agter God aanloop en leef wat God van ons verwag. Dat die kerk nie agter hom aanhardloop nie, maar omdraai en dat die kerk weer God se aangesig soek en regtig God se wil soek elke dag en leef soos God wil jy moet leef. Dan's ek oortuig daarvan in my hart. Dan gaan Hollywood omdraai en agter die kerk aanhardloop en vra, wat doen julle reg, want al die mense kom na julle toe. En dis my gebed vir ons vandag, dat ons die begin sal wees van daai omkeer. Dat ek en u, en dis moeilik, dis nie maklik nie, dit vat 'n man op 'n perd, het my altyd gesê, om op te staan en te kies teen die sleg van die wêreld. Want dit is so vinnig en so maklik om, en asseblief hoor my hart, daar's niks verkeerd daarmee, om as jy Saterdag aand rugby kyk, en gisteraand, mens kan dit nie regtig rugby noem nie, die van die wat gekyk het, die arme Uruguayanese, hoe jy dit uitspreek, Uruguay, se onder 19 mannetjies. Ek dink die skeieregter het na die laaste minuut hulle jammer gekry, en vir hulle maar 3 gegee, dat hulle nie 104-0 verloor. Maar daai jong springbokkies het gespeel soos eisters. En as ons nou Saterdag aand die rugby kyk, dis lekker, jy mag dit kyk. En hoor my hart, jy mag 'n bier drink, of as jy van 'n brandewyn hou, daar's niks verkeerd daarmee. Vir my kom die probleem in, as ons 'n bottel brandewyn drink, of 'n kas. En dis klein goedjies, wat ons moet verander. Want, ek en jy kan maar eerlik wees, en skus dat ek nou drank as 'n voorbeeld gebruik, maar dis maar 'n maklike, algemene en eenvoudige ding, wat almal ken en verstaan in ons land. Maar, as jy 'n bier drink, of 'n glasie wyn, dis okay, maar as jy 4 of 5 of 6, my buurman daar op die plaas, is maar bekend daar in die omgewing, dat hy lief is vir sy verversingkies, soos hulle het noem. En hy terg altyd, en sê, nee, jy moet kom braai, dan drink ons so 1 of 2 of 23 verversingkies. En dan sê ek altyd, hoor jy ken my, ek doen nie dit nie. Ek sal met liefde by jou kom braai, en ek sal vir my 'n biertjie saambring en 'n drink, en dan sal ek koeldrank drink.
Maar, en ja, ekskuus, ek wil nou nie met julle raas oor drink vandag nie. Maar ek wil by die beginsel uitkom. Ons is so geneig om so vinnig te doen wat die wêreld vir ons sê en te verloor wat God van ons vra. Dis so maklik om Sondagoggend hier te kom sit en Sondagoggend dien ons die Here, ons ken die Bybel, ons lees die Bybel, ons doen wat die Bybel sê. En selfs Maandagoggend as jy opstaan en jou Bybelstudie doen vir die werk te gaan, en Dinsdag en Woensdag en Donderdag en Vrydag en Saterdag, as jy jou Bybelstudie doen, dan is dit ook maklik, want dan ken ons die Bybel. Maar as jy by die werk kom en die een middagete is jy nou al geïrriteerd, want die helfte van die mense het nie opgedaag nie, of hulle het nie hulle werk gedoen nie, dan is dit maklik om geïrriteerd te raak en jou meer te verloor en iemand iets toe te snou wat hulle nie verdien nie. Dis moeilik om donderdagmiddag of vrydagmiddag, as dit huis toe van tyd is en jy is nou al die hele week wat moeilik was, om dan kalm te bly en nie jou, soos die Engelsman sê, jou toys te gooi, maar om nog steeds God se liefde vir die wêreld te wys en vriendelik te wees. En dis wat die Here van ons vra, dat ons elke dag daar buite in die wêreld sy ligdraer sal wees, sy voorbeeld sal wees. Ek het dit ook al gesê, maar ek en jy is dalk die enigste Bybel wat iemand lees eendag. En hoe hartseer is dit? En ek besef, ons is mense, dit gebeur met my ook, dat ek my meer verloor en kwaad word en goed sê wat ek spyt is die volgende dag. Maar hoe hartseer is dit as jy by die werk kom en jy sê vir iemand iets, en die hele week, Maandag tot Donderdag, lees hulle jou Bybel, van al die regte goed wat jy doen, hoe mooi jy almal behandel, en Vrydag 12 uur verloor jy dit, en jy snou, sê vir iemand iets wat jy nie moet nie, dan lees daai Bybel Vrydag nie so mooi nie. En dan Sondag, dan nooi jy weer die ou nie kom saam kerk, en dan dink jy, okay, maar Maandag tot Donderdag doen jy dit, Saterdag aand kyk jy rugby en doen wat ook al jy doen, en dan Sondag wil jy in die kerk kom sit. En in my opinie is dit die grootste probleem in die kerke vandag, is ons dien God wanneer dit ons pas. En dis my uitdaging aan u vandag. Ek sê nie, jy mag nooit weer fout maak nie. Ek sê nie, jy mag nooit weer iets doen wat lekker is nie. Want almal sê altyd, die tieners veral as jy met hulle die goed praat, dan sê hulle, ja, maar jy dis nou onregverdig. Dit wat jy nou wil ek moet doen, is ek mag nooit weer iets lekkers doen nie. Nee, jy mag lekker te doen. Die Here het ook lekker goed wat ons doen. Maar die verskil is, ek het nie die opdrag om 24 ure dan, 7 dae per week, 365 dae per jaar, ligdraers van God te wees. En dis die wonderlik nie. Soos Noag, soos Moses, soos Gideon, is ek in u geroep. Ja, daar dalk nie 'n engel aan ons verskyn en vir ons wondertekens gegee nie, maar ons het dit nie nodig nie, want in my opinie het ek en u verskoon nou die engels, maar die ultimate wonderteken. Ken ons en het ons en glo ons en dra ons elke dag aan ons hart. En dis dat Jesus aarde toe gekom het en homself gegee het aan 'n kruis, weer opgestaan het 3 dae later, sodat ek en u kan lewe. Meer as dit het ons nie nodig nie, as bewys dat God lewendig is en dat hy die enigste God is en dat ek en u hom moet volg en dien en vir hom lewe. Ek wil graag afsluit, ek wil dit lees, dat ek dit nou nie verkeerd quoteer nie. Matteus, ek dink amper is die laaste versie in Matteus 28 vers 19 en 20. Die ek later nie, ek het hom nou nie gemerk nie. Wat my dan? Wat die land is alleen. Matteus 28 vers 19 en 20. Gaan dan na alle nasies toe. Maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld.
En dis waarmee ek julle vandag wil los. Wil julle uitdaag om die week in die wêreld in te gaan. En dis nie maklik nie. Ek vertrou en bid dat die Heilige Gees die eerste keer wanneer jy 'n foutjie maak, jou herinner daaraan. Dan, dis die eerste ding wat ek verkeerd moet doen. En die geheim dan is nie om in sak en as te gaan sit en te sê, ek is soos Gideon en Moses, ek is nie goed genoeg nie. Ek kan nie dit doen nie. Maar om in daai oomblik, as jy besef, jy het ietsie gedoen wat nie die Here trots maak nie. Om in daai oomblik te sê, Heilige Gees, dankie dat U my helper is. Dankie dat Jesus U gegee het om in hierdie oomblik my te herinner dat ek vir God wil lewe. En help my om môre nie hierdie selfde foutjie weer te maak. En ek wil jou uitdaag. Dit klink eenvoudig, dit klink dalk bietjie kinderlik. Maar gee jou 'n brief te werk. As jy dit begin doen elke dag, na 2 weke kan jy sien waar jy dalk 10 foute 'n week gemaak het, maak jy dalk 7 of 8. Oor 'n maand maak jy dalk 5 of 6. En ek gebruik nou die woord foute. Die goedjies waarna ek verwys is goed wat die wêreld sal regtig bekommer jy nou oor dit. Maar dis juist die punt. God se standaard vir my en jou is nie die wêreld se standaard nie. God wil hê ek en u moet sy koninkryk dien en verheerlik. En daarom het ons 'n opdrag om 'n hoë standaard lewe te leef, sodat ek en u die Bybel is wat ander mense kan lees. So mag julle hierdie week wat voor lê dit reg kry om wanneer die Heilige Gees jou herinner, want dis hoekom Jesus hom gestuur het. Hy's daar om my en u te help om ons te leer en te sê wat ons moet doen elke dag. Wat in Johannes 14 vers 16 staan, en dan saam met dit, om ons te herinner aan alles wat Jesus ons geleer het, alles wat hier binne staan. En mag dit vir ons almal waar wees, dat ons uit gaan leef, en so lewe, dat ons lewe 'n hoër, verskoon die Engels, 'n hoër baar het. Die Engelse sê, you raise the bar, dat ons 'n hoër standaard as die mense om ons het. Nie omdat ons oulik is nie, nie omdat ons winkie is nie, nie omdat ons beter as hulle is nie, maar omdat ons kies om die Vader, die Seun en die Heilige Gees in ons lewe toe te laat en te dien en te volg. En op grond van dit moet ons daai hoë standaard aanpak en so God se liefde aan die wêreld uitleef. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here, dat U hier is vanoggend. Here, en waar dit so eenvoudig klink om te sê, Heilige Gees, dankie dat U die helper is. Elkeen van ons, elke dag help, leer en herinner aan dit wat ons doen. Help ons om te besef dat dit regte realiteit is, dat U elke sekonde van elke dag by ons is, om ons te lei. En help ons om nader te besef, maar U kan ons, voordat ons die fout maak, herinner dat, Jon, dit wat jy nou kan kies om te doen, is nie wat ek wil hê jy moet doen. Here, sodat ons 'n hoër standaard lewe kan hê, nie om ons ouliker te laat lyk nie, maar om U naam te verheerlik en om U koninkryk uit te bring. Help ons hierdie week om so te lewe, dat ons doen wat U van ons verwag. Here, en help ook asseblief dat wanneer ons besef, ons het 'n foutjie gemaak, dat ons besef, ons is net mense, dis oukei, dis nie die einde van die wêreld nie. Ons kan opstaan, en ons kan aangaan, en verder leef met U, omdat U elke dag by ons is, van vandag tot in die einde van die tyd. Dankie Heilige Gees, dat U elkeen van ons vertroos, lei in die Here die week wat voorkom. Here, ons wil ook bid vir Carletonville. Dankie dat U 'n plan het met die dorp. Dankie Here dat U nie die dorp verlos het nie. Waar Gideon ons sy verhaal sê, maar Here, as U by ons was, hoekom gebeur al hierdie slegte dinge met ons? Al voel dit vir ons partymal dat in Carletonville gebeur slegte dinge en die Here is nie met ons nie.
dankie dat ons kan weet. U is elke dag by ons, u lei ons, u help ons, u leer ons, sodat ons so kan leef, dat u koninkryk weer sal kom, soos in die hemel, so op aarde, en so ook in Kaapstad. Dankie Here vir die leiding, en vir die nabye, ons het u baie lief daarvoor, en ons bid dit alles, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. As ons gaan nou kollekte opneem. Ek terg altyd en sê ek doen dit hierso, dat jy dan eers hoor of die boodskap nie te werk was, voordat jy betaal vir die boodskap. Maar ja, ons gaan na 'n liedjie luister, terwyl die kollekte opneem word. Kom ons maak die oor toe. Onse Vader in die hemel, Here, dankie vir hierdie gawe met die kinders se hand. Here, ek wil regtig bid dat U die kerkraad sal wysheid gee oor wat om daarmee te doen. Here, en dat dit soos die weerwese kry, so sal dit gebruik vir U koninkryk, dat U dit sal vermeerder en vermeerder, sodat U lig, U naam en U koninkryk in Kaapstad uitgebrei sal word. Dankie Here dat ons kan bid en vra dat U die opgave sal seën. Amen. Kom ons staan saam en dan sluit ons af met Psalm 38, Here ons God.
Vir my het dit so mooi saamgevat. Mag jy in die week uitgaan en God se nabyheid beleef. En mag sy Heilige Gees jou herinner om elke dag te streef om God se wil vir jou lewe uit te leef. Amen.